Mighty God, Redeemer, Savior, Prince of Peace is He. King of glory, our provider, healer He must be. Everlasting Father, the one who saved our souls. Emmanuel, Master, Teacher, Ruler, King of Kings is He. Who is He that calms the raging sea? Who is He? Nou ja, volk, ons is weer terug hierdie week om die boodskap voort te sit wat verlede week begin was. En dit het te doen na aanleiding van die nuus en die kennis wat aan ons voorgestel was deur die internasionale media met betrekking tot die oorlogsaanval van Amerika en Israel teen die nasie, of liewer die regering van Iran, die dood van die Ayatollah Khomeini en die dood van sy hoofleiers. En ek het begin om die rede vir daardie aanval aan die voor te lê, en dit het te doen met die dreigement wat al nou 40 jaar, langer as 40 jaar, vanaf 1979, het die dreigement begin uitvloei uit Iran uit. Die dreigement was gerig aan die nasie van Israel, Jerusalem en die identiteit van die Jode, en die dreigement was gerig aan Amerika, en daar was gesê deur die leiers van Iran, dat Amerika is die groot Satan, en Israel is die klein Satan. En daardie bewoording en daardie geveinsdheid, daardie kwaad, daardie haat, daardie onmin, daardie aansporing van geweld teen beide Amerika en Israel as lande waar Jode, die groter meerderheid van die Jode versamel is, daardie draakbraak stem en het sy oorsprong uit Iraanse leierskap, die Ayatollahs en die Iraanse Revolutionary Guard Corps. So Amerika het hulle nou aangeval, Israel het hulle nou aangeval, en die Ayatollah is nou dood. Hy is dood. Hulle het bomme, ontploffings laat plaasvind, en hy is, daar is geen ander manier om het uit te spreek, daardie man, en een mens moet eintlik geen ander menslike persoonlikheid hel toe wens nie, maar die ou is hel toe. Hy is verpletter, hy is doodgeblaas. Nou, volgens die wêreldse regeringse intelligentieagentskappe wat rekenskap geneem het oor die menigte van jare van islamitiese terrorisme wêreldwyd, was Iran, en meer spesifiek die IRGC, die hoof van die slang van terrorisme, the head of the snake that controlled terrorism, Islamic terrorism worldwide, is and was in Iran under the directorship, the management, the rulership of the Ayatollahs. Nou hierdie Ayatollah is nou dood. Dis die eerste keer, dit is 'n fenomenale ding wat gebeur het. Dit is 'n geweldige ding wat gebeur het. Dis die eerste keer dat so iets gebeur teen 'n islamitiese land, dat die hoof so uitgeneem word. En vir ons in Suid-Afrika het dit nou 'n komplikasie ontketen, omdat ons regering, die ANC regering, en daar's groot ministers wat baie
invloedryke besluitmakende posisies beheer, wie die afgelope paar dekades ewig gevry het tot hierdie islamitiese lande, spesifiek Iran en Iranse proksies, soos Hamas, wat in die Palestiniërse gesagsgebied was, soos Hezbollah, wat in Lebanon was, en nog steeds is, soos die Houthis, wat in die suidelike punt van Jemen op die Arabiese skiereiland is, en veel meer en ander terroristische organisasies. Nou, die rede vir hierdie haat, die rede vir hierdie woede, die rede vir hierdie befondsing tot die honderde biljoene dollars se waarde befondsing van islamitiese jihad, omdat die moslim geloofoortuiging se literêre DNA kan nie help maar om so te wees, vol haat, wat lei tot aggressie, wat uitbrei in fisiese geweld. Kyk maar na Boko Haram, kyk maar na Al-Shabaab, kyk maar na Al-Shabaab, daar's soveel name, Al-Qaeda, The Base, daar's soveel name nou, omdat die hoof van die slang gedood het, met hierdie bomaanvalle wat nou einde Februarie, begin van Maart plaasgevind het, en hierdie aanslag teen Iran, waar die groter meerderheid van die Iranse bevolking bevry wil wees. Hulle wil verlos wees van Islam. Hulle wil nie daai toegesteekte hijabs dra nie, die vrouens regte word hulle ontneem, jong kinders word onderwerp aan pedofiliese neigings, omdat die mense in daardie oortuiging nie 'n goeie beheer het oor hulle morele standaarde wat seksualiteit betref nie. Maar die probleem met 'n slang is dit, en ons weet dit, ons sien dit, ons het dit ervaar, wanneer jy 'n slang dood, jy verbrysel sy kop, dan beweeg die lyf beweeg nog steeds. En ons het 'n gesegde gehad as kinders, as jy 'n slang gedood het, dat sy lyf sal nog steeds sien wie aktiwiteit het, totdat die son afgaan. Nou, ek weet nou nie of dit regtig waar is nie, of dit wel die geval is nie, want ek het nog nooit die tyd gespandeer om 'n dooie slang se lyf heeldag dop te hou, beweeg die ding nog steeds nie, maar as ek daardie gesegde neem en ek sê byvoorbeeld, die Ayatollah Khomeini was nou gedood deur die Amerikaans en die Israelitiese aanval teen die regeringsstelsel van Iran, wat die hoofuitvoerder was van terrorisme wêreldwyd, en nou vind ons land homself op die verkeerde kant van die besluit om ondersteunend te wees teenoor hulle, en om ruimte te skep om in handel en ander verwantskappe met hierdie land te wees. So daai komplikasies het na ons toe gekom. Maar die probleem is dit, die uitvoer van Islam na ander lande met die doel daarin om 'n ontwrigtende agentskap te wees waar hulle ook al vind. Nou dat die kop verbrysel was, beweeg die res van die liggaam wêreldwyd. Kyk, jy hoef nie te ver te gaan soek nie. Gaan doen net jou eie navorsing. Wat gebeur in Brittanje? Wat gebeur in Europa? Wat gebeur in Suid-Amerika? Wat gebeur in Kanada? Wat gebeur? Daar is 'n oorvat gees wat kultureel 'n bose ding is vir ons. Ons het meer van 'n westerse neiging. Ons het meer van 'n demokratiese neiging. Ons wil ons vryhede aan onsself toeëien. Nou, wat hierdie slang se liggaam, wat nou wyd en ver verspreid is, oral in die wêreld, nou beweeg daai slang se liggaam met, you know, the English word is an extreme agitation. There's an extreme agitation, en ons gaan vind, ons het al klaar hierdie ding gesien oor die menigte van jare wat verloop het, hoe
terroristische aanvalle ontketting. Die man klim in 'n lorry in, hy raak heel verwaand in sy gedagte, hy ry die lorry, hy tel spoed op teen 'n geweldige spoed, en hy ry die lorry binne in 'n skare mense. Ons het nou, 'n paar maande terug, het ons gesien, die sleep aanval in Australië van 'n pa en 'n seun, wat net die aand van tevore gery het na 'n kusstad toe, waar daar 'n klomp Jode op 'n Joodse godsdienstdag vergader het, en daar vanaf 'n klein bruggie af het hulle begin skiet op die mense. Wie doen sulke dinge? Hoe kom jy tot die punt dat jy hierdie soort haatdade uitvoer om geweld uit te oefen op 'n manier om net mense te dood? Bomaanvalle, dit is die slang se liggaam wat nou in 'n geweldige spartel is, en net waar die spartel sinewies geactiveer is, daar ontketting die slegste en die ergste dinge. Rede daarvoor is, omdat die bestaan en die identiteit van die nasie van Israel en die Jode en hulle geloofsoortuiging, wat hulle tot 'n punt gaan bring om in Jesus Christus te glo. Ja, die Jode gaan die besluit maak, dat die Jood van die stam van Juda, Jesus, die seun van Maria, die seun van die lewende God, die Messias, die Christus, die gesalfde een, die een wat aan die voorpunt is van die kerk van Jesus Christus. Jesus is die Jode se Messias, wie nie voorheen so gesien kon word nie. God het aan hulle 'n belofte gemaak deur die apostel Paulus, en ek wil dit graag vir ons lees. Hierdie Jode, waarvan ons verlede week gehoor het, dat hulle wederstrewig, rebels, dwaas is, en God het toe besluit, hy vat die redding van kosbare siele na die nie-Joodse nasies, en dit is wat ons gelees het in Romeine 10. Maar as ons die saak verder voer in Romeine 11, dan sê dit vir ons byvoorbeeld, het God miskien sy volk verstoot, die nasie van die Jode? Nee, stellig nie, want ek is ook 'n Israeliet uit die nageslag van Abraham, van die stam van Benjamin. God het sy volk wat hy van tevore geken het, nie verstoot nie. Of weet julle nie, wat die skrif van die gedeelte oor Elia sê nie, hoe hy by God optree teen Israel en sê, Here, hulle het die profete gedood en die altare het hulle afgebreek en ek is die enigste een wat alleen oorgebly het en hulle soek my lewe. Maar wat sê God spraak aan Elia? God sê, ek het vir myself 7000 manne laat oorbly wat die knie voor Baal nie gebuig het nie. Net so is daar dan ook in die teenwoordige tyd 'n oorblyfsel ooreenkomstig die verkiesing van die genade. En as dit deur genade is, dan is dit nie meer uit die werke nie. Anders is die genade geen genade meer nie. En as dit uit die werke is, dan is dit nie meer genade nie. Anders is die werk geen werk meer nie. Wat dan? Paulus praat nou, hy sê, wat dan? Israel, wat soek Israel? Dit wat Israel gesoek het, het hy nie gekry nie. Maar die uitverkorenes het dit verkry en die ander is verhard. Soos geskrywe is, God het hulle gegee 'n gees van diepe slaap. So die Jode in die 1900 jaar wat verloop het vanaf die opstanding uit die dode uit en vanaf die Jode Jesus verstoot het. Tot nou toe is hierdie hulle situasie. God het hulle gegee 'n gees van diepe slaap, oë om nie te sien nie en ore om nie te hoor nie, tot van
dag toe. Maar kyk wat sê hy, 'n bietjie verder aan. Hy sê in vers 25, want ek wil nie hê, broeders, dat julle hierdie verborgenheid nie moet weet nie. En nog 'n manier is om te sê, ek wil nie hê, julle moet onkundig wees rondom hierdie verborgenheid, sodat julle nie eie wys mag wees nie, dat die verharding ten dele oor Israel gekom het, totdat die volheid van die heidene ingegaan het. Het jy dit gehoor? Die rede hoekom hulle nie voorheen Jesus kon en wou en sou aanvaar nie, is omdat God dit moetswilliglik aan hulle gedoen het, omdat God die besluit gemaak het. Hy vervul sy belofte aan Abraham, dat die saad van Abraham die bron van seëning vir die hele wêreld sal wees, en daardie bron van seëning is die redding van die nasies. En nou sê dit sal die geval wees, totdat die volle getal van die heidene ingegaan het. Vers 26 sê, en so sal die hele Israel gered word. So die hele Israel sal gered word in die oomblik wanneer God 'n bepaling doen. Wanneer die tabulasie opsomming in die hemel laat weet dat hulle wie onder nie-Jode verkeer wat tot redding gekom het, nou daai getal bereik het. Van daardie oomblik af, dan maak God die Jode se oë oop, hulle ore oop en hulle verstand oop om te kan sien, verstaan en glo en geloof uitoefen om gered te word. Kom ons lees verder. En so sal die hele Israel gered word, soos geskrywe is, die verlosser sal uit Sion kom en sal die goddeloosheid van Jakob afwend. En dit is van my kant die verbond met hulle, sê die Here, as ek hulle sondes wegneem. Wat die evangelie betref, is hulle wel vyande ter wille van julle, maar wat die uitverkiesing betref, bemindes ter wille van die vaders. Want die genadegawes en die roeping van God is onberouwlik. Die genadegawe van redding behoort volgens Romeine 1 vers 16 eers aan die Jode en dan aan wie ook al sal glo. So dit het begin met hulle was in 'n opsomming ten syde gestel en dit eindig met hulle wanneer almal van hulle gered word op een oomblik. So sê dit vir ons, want soos julle ook vroeër aan God ongehoorsaam was, maar nou barmhartigheid ontvang het deur hulle ongehoorsaamheid, so het hulle ook nou ongehoorsaam geword deur die barmhartigheid aan julle, sodat hulle ook barmhartigheid kan ontvang. Want God het hulle almal in die ongehoorsaamheid ingesluit om vir almal barmhartig te kan wees. Nou hier is die groot geheim rondom wat heidaglik gebeur. Die rede vir die opgewekte aktiwiteit te midde die Jode in Israel is dat hy is besig om hierdie Jode nou na hom te bring. Hy is besig om hulle identiteit as Jode met 'n geloofsoortuiging in 'n godsdiens aan te wakker. Hy hernie hulle tot homself en hy maak ook seker dat die onderskeid tussen die Jode en die islamitiese lande baie duidelik gestel word. Omdat die islamitiese geloofsoortuiging se fundament daarop berus dat God die Jode verwerp het, wat 'n groot leuen is. En dat God fout gevind het met die Nuwe Testamentiese inhoud wat die Christense fundament is. En God hulle dan ten syde gestel het. Dit is ook 'n groot leuen. So die groot onderskeid word nou na vore gebring. Omdat God is besig om Islam te takel.
God is besig. Ek het voorheen aan u verduidelik, 'n hele paar maande terug, toe het ek 'n skrif gekwoteer uit die boek van Sefania, waarin God sê, ek betree 'n gevegstryd met die gode van die wêreld. En ek gaan al die gode van die wêreld verpletter. Ek gaan hulle vernietig. Nou ja, hierdie gevegstryd het God ernstig begin betree teen Islam. Ja, u het mooi gehoor. So, laat ek baie mooi duidelik met u wees. Daar is absoluut geen geloofsooreenkomstigheid tussen Christendom, geloof in Jesus Christus as die Seun van God, redder van die mensdom, en dit wat verteenwoordig was, is in Islam. Die goed in Islam is gebaseer op leuns. U het reg gehoor. Dit is gebaseer op leuns. En dit staan op die voorstel dat die Nuwe Testament verdraai en korrupt is, en die Ou Testament en die Jode se skrifte ten syde gestel is. Nee, dit kan nie so wees, dit is onmoontlik. So, kom ek verduidelik wat God besig is om te doen. Hierdie land wat bekend staan as Iran, se vorige naam, daai naam is 'n nuwe naam. Daai naam het hulle aan hulle self toegeëien as Iran, nou nietlings na die eerste en tussen die Eerste en die Tweede Wêreldoorlog. Daai naam was al die jare gewees, vir duisende jare, Persië. Dit is dieselfde Persië waarin Daniel in ballingskap weggevoer was. Dit is dieselfde Persië wat in 'n alliansie met die Mediërs die land van die 10 stamme Israel en die land van Juda oorval het. Die Babyloniërs en die Assiriërs vind hulle ontstaan in hierdie grondgebied. Nebukadneser was 'n Babyloniër en Darius en Xerxes, hierdie was Persiese manne gewees. Dit is die oorsprong van Iran, maar voordat dit Persië was die grondgebied bekend as Elam, en Elam is een van die seuns, die kleinseuns van Noag, en Noag se seun Shem, en Shem het een van Shem se seuns was hierdie persoon Elam, na wie die landgebied genoem is. En God hou hulle verantwoordelik vir die grondgebied en die uitkoms van die bevolking van daardie grondgebied, wie oorval was deur Islam na 600 na Christus, tussen 600 na Christus en 1000 na Christus, is hierdie grondgebied van Elam en Persië oorval deur die Arabiere, die Arabiërs, wat Islam uitgevoer het, na die dood uitgevoer het, in terme is they took it from Arabia, from Mecca and Medina, and took it to the furthest ends of the earth, en hulle het die lande wat hulle oorval het, geonderwerp op die snykant van 'n swaard. Jy het een van 3 keuses gehad, jy kon of veg en dood tot in jou geveg, of jy kon jouself onderdanig beskik, as jy nie islamities wil word nie, sou jy 'n jizya belasting betaal, of jy sou gevat word as 'n slaaf, en jy word gedwing om Islam aan te neem. En dit is hoe 'n Arabierse, en kyk waar lê die skiereiland van Arabië, kyk waar lê, hy lê oos van Egipte, hy lê oos van Egipte, en hy lê suid van Israel. Daai klein land het sy geloofsoortuiging van dwalings en leuns uitgevoer na ander lande toe, en die ander lande was gedwing op die snykant van 'n swaard om hulle self te onderwerp aan Islam. En dit is hoe Elam en Persië
Iran kom word het onder die leierskap van 'n islamitiese regering wat die groter gedeelte van die bevolking van Iran verdruk het. Die groter gedeelte van Iran se bevolking is nie islamities nie. Hulle het 'n ander geloofsoortuiging, Zoroastrianisme. En dis uit daardie geleedere en waarin Daniel homself gevind het in die oertye, om hulle te leer die Zoroastriese magie, die wyse manne wat lering gehad het hoe om die sterre te lees. En in die lees van die sterre het Daniel instruksie gelos na sy dood dat hulle moet oplet vir 'n sekere beweging in die sterreryk van komete en planete en sterre wat 'n aanduiding sal gee van die geboorte van die koning van die Jode. Dis te midde daardie volk, daardie Zoroastriese volk, dat hierdie land se bevolking Iran ontstaan het, en wat oorval was deur die islamitiese beweging, wat hulle nou verdruk het vir soveel jare, en nou kom ons tot die punt waar ons na die volleinding van hulle wese, hulle bestaan sal hoor uit die mond van God self, God se bewoording teenoor hierdie landse mense. Hierdie landse regering, nie die mense as sulks nie, maar die landse regering. In Jeremia 49, luister ons na die profetiese rede rondom Elam. Rondom die Islamic Revolutionary Guard Corps, onder die leierskap van die Ayatollah Khamenei. Die woord van die Here wat tot die profeet Jeremia gekom het oor Elam, Persië, Iran. Met ander woorde, dit is dinge van die eindtye wat nou is. Ons is mos nou in die eindtye. En die Here sê oor Elam in die begin van die regeer van Zedekia, die koning van Juda, naamlik so sê die Here van die leerskare, kyk ek, wie? God self. Ek verbreek die leerskare, ek verbreek die boog van Elam, die keer van hulle krag. Nou die boog, of the bow of Islam, sal verteenwoordig wees in hulle militêre mag, in hulle missiele en hulle vuurpyle en hulle hommelvoertuige, drones, missiles en rockets. Ek die Here verbreek die boog van Elam, die keer van hulle krag, en ek sal 4 winde uit die 4 hoeke van die hemel oor Elam aanbring en sal hulle na al hierdie windstreke verstrooi, en daar sal geen nasie wees waar die verjaagdes van Elam nie sal kom nie. En ek sal Elam verskrik voor hulle vyande en voor die wat hulle lewe soek, en ek sal onheil oor hulle bring, die gloed van my toorn, spreek die Here, en ek sal die swaard agter hulle aanstuur totdat ek hulle vernietig het, en ek sal my troon in Elam vestig en sal koning en vorste daaruit tot niet maak, spreek die Here. Maar aan die einde van die dag sal ek die lot van Elam verander. Nou, wat nou net gebeur het, hoor wat sê God, hoor net wat sê God, hoor wat sê, ek, die Here God, sal koning en vorste daaruit tot niet maak. Wat het nou net gebeur? Wat het nou net gebeur? Die 28ste Februarie en die 1ste Maart. Die Ayatollah Khamenei, wie die koning oor die nasie van Iran, deur die regeerstelsel van die Iraniese revolutionêre Guard Corps, die koning, Amerika het 'n bom op hom laat val. Hy is verpletter. En al sy hoofde, kyk wat sê die skrif, ek die Here sal koning en vorste uit Elam tot niet maak. Mense, ons praat nou 'n ding wat geweldig is. Ons praat 'n ding wat geweldig is. Met betrekking tot Elam
Elam se tyd het aangebreek. En dit is God self wat Elam aanvat. Ek lees weer uit Esegiel 32. Dit is dinge van die eindtye. Daar is Elam en sy hele menigte rondom sy graf. Hulle is almal verslaan, geval deur die swaard. Hulle het onbesnede neergedaal in die onderste plek van die aarde, wat skrik voor hulle, in die onderste plekke van die aarde, wat skrik voor hulle versprei het in die land van die lewendes, en nou hulle skande dra by die wat in die kuil neergedaal het. Onder die wat verslaan is, het hulle vir hom 'n bed gemaak, saam met sy hele menigte. Rondom hom is hulle grafte. Hulle is almal onbesnede verslaan deur die swaard, omdat skrik voor hulle versprei is in die land van die lewendes. En nou dra hulle skande by die wat in die kuil neergedaal het. Onder die wat verslaan is hy neergelê. Wat sê dit? Wat sê dit? Elam het deur terrorisme, vrees en angs aangewakker te midde die nasies. Dis wat hy sê. En as sulks is hulle neergewerp vir die rede van daardie misdaad teen die mensdom. Elam en sy menigte, hulle wat onbesnede neergedaal het in die onderste plekke van die aarde, wat skrik voor hulle versprei het in die land van die lewendes. What does terrorism mean? Terrorism means to inspire terror. Terror is fear. Wat ons nou in die Afrikaans beskryf as, hulle het skrik versprei. They have spread terrorism. Because they were spreading terrorism, God has cast Elam, in this case, the Ayatollah Khamenei, and all the heads of every conceivable department that runs this IRGC, Iranian Revolutionary Guard, and its proxies. Nasrallah was die hoof van Hezbollah in Lebanon. Israel het hom gebom, dat daar net stukkies gespat het. Hezbollah sy rug is gebreek. Hamas sy rug is gebreek. Houthis sy rug gaan binnekort gebreek word. En terrorisme in Malawi, in Mozambique, in Uganda, in Afrika lande, Boko Haram, daar in Nigeria, Al-Shabaab, al hierdie plekke, en nou in ander plekke van die land, van die wêreld, wat terrorisme selle is, gaan die dood van die slangse liggaam nog bietjie wikkel daarso. Maar die hoof, die koning en sy vorste, al die hoofde van daardie departemente, is al reeds hel toe. Daar sê die Bybel, in die onderste kuil, omdat hulle skrik versprei het, because they were initiators of terrorism worldwide. Al hierdie dinge vind nou plaas, omdat God is besig deur die engel Michael om Israel op te lig en voor te berei vir 'n oomblik in tyd, wanneer 'n openbaring gaan ontketting in hulle midde, dat Jesus Christus die Messias is, die redder van die hele wêreld. Hy red nie net heidene nie, hy red ook Jode, en die Jodese tyd breek binnekort aan. Ons het tot die einde van hierdie oomblik gekom. Ek is jammer, die tyd is te kort. Ek het nog skrif wat ek graag wou met u deel. Maar ek los dit maar nou daar. Ons bid saam. Vader in die hemel, aan u kom lof, prys en aanbidding toe, omdat u woord sê, kom redeneer met my en wys vir my waaroor die toekoms gaan. Maar ek maak bekend aan u, dat ek is die God wie die einde voor die begin verklaar, en ek is vastberade daaraan dat my raad sal staan. Vader, ons het nou net u raad gehoor. Israel
sal geheel en al verlos word en gered word, omdat die redder uit Sion uit na vore kom, en hulle blinde oë, dowe ore en dom harte sal verstaan en glo, en in een dag sal hulle gered word, omdat u beloftes en roeping onberouwlik is. Ons aanbid u daarvoor en ons vind veiligheid in hierdie kennis dat ons is ingesluit in die redding wat u verskaf het deur geloof in Jesus Christus wie u liefde aan ons getoonbeel het. Word verheerlik my God deur ons lewenskeuses in Jesus kosbare naam. Amen.